Okay. Voordat ons gaan saam lees, ek doen net vir ons 'n kort gebed. Goeie God, U laat U waarheid straal, stil en eenvoudig, kwesbaar soos 'n kersvlam, maar net so hardnekkig soos die dag wat elke oggend opnuut breek. Gee ons siel die vermoë om die stiltes en eenvoud van U stem op te vang. Verhelder ons oog met die lig van U woord. Bevry ons verstand om die waarheid van die evangelie te besef. Amen. Ons skriflesing kom uit Jesaja 55, soos u sou gesien het vanaf vers 8. Ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne. Ja, soos reën en sneeu uit die hemel afkom en nie daarin terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en plante laat voortbring, dit laat uitspruit en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Ja, met vreugde sal julle wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in jubelkrete uitbreek en al die bome van die veld sal hande klap. In die plek van doringstruike sal sipresse groei. In die plek van distel sal mirtebome opkom. Dit sal vir die Here tot roem wees. As hy ewige teken, sal dit nie afgekap word nie. Tot sover die skriflesing. Nou die profeet Jesaja wat ons vanoggend gelees het, is in die teologiese wêreld bekend as Deutero-Jesaja. Dit beteken tweede Jesaja, Deutero-Jesaja. Nou vir my is hierdie profeet Jesaja, hy noem homself Israel. Maar vir my is hy die hoogtepunt van profesie in die Ou Testament. En geen een van die ander profete kry dit reg om met hierdie een se geweldige verlossingsboodskap tred te hou nie. Maar eintlik is al die ballingskap profete so welsprekend. God het hulle besonder kragtig gebruik. Vanoggend is ons tema, my planne is hoër as julle planne. En dit is ons tema vanoggend, my planne is hoër as julle planne. Nou God moes hierdie profete kragtig gebruik. Die waarskynlike agtergrond vir hierdie profeetse boodskap was die volk Israel in ballingskap in Babel. Hulle was in 'n desperate slegte situasie. Hulle is as ballinge weggesleep uit hulle eie land. En hulle land was die beloofde land. Hulle hoofstad was Jerusalem, berg Sion. Daar het Salomo se tempel gestaan. Hulle het geglo God is hulle God en nou was dit alles tot niet. Jerusalem is platgeslaan. Die tempel is platgeslaan. Selfs die Babyloniese soldate sê vir hulle, dit was 'n opdrag van God wat ons julle land oorgeneem het. En hulle was mense wat geglo het. God het hulle vergeet. God het vergeet van hulle. Hy het dalk agtergebly in Israel. En hulle sit in Babel. 2000 kilometer weg.
Ons moet onsself vandag afvra, watter raakvlakke bestaan tussen hulle lewens en ons lewens? Is daar ooreenkomste tussen hulle en ons? Ons sukkel ook dikwels om te verstaan hoe God dan vir ons omgee. As jy om jou rondkyk vandag, sien jy hoeveel onreg daar gepleeg word in ons land. Elke nuusbulletin, elke koerant wat jy lees, sien jy die onreg wat gepleeg word in ons land. My eie seun kan nie werk kry in ons land nie. In die boek wat ek geskryf het oor die ballingskap profete, het ek gesê, ek glo dat ons ook in 'n sekere sin in ballingskap is vandag. Ons voel dikwels soos vreemdelinge in ons eie land. Nou luister wat sê God vir ons vandag. Hy sê eerstens dat ons nie moet dink ons paaie en God se paaie is dieselfde nie. Sy paaie is baie hoër as ons paaie. Sy gedagtes, sy planne is op 'n ander vlak as ons sin. En dan wil God vir ons vertel van sy woord. Hy gebruik 'n beknopte vergelyking om te vertel van sy woord, soos die reën en die sneeu val op die aarde, deurweek dit en dan bring dit vrug voort. Ek het hierdie jaar tydens die reenseisoen weer besef hoe waar hierdie woorde is. Die natuurlike plante en grasse groei geweldig as dit reën. As jy dit los, neem die bos oor. Dis waar selfs langs die paaie daar op die berg na ons toe. Die bos moet elke nou en dan getem word en afgesny word, anders neem hy oor. 'n Groot deel van die tyd hoor jy die grassnyers maal daar in die reenseisoen. God se tuin groei beter as ons mense se tuine, met die bemesting en bespuiting en alles saam. Ons paadjie na die Willemses groei behoorlik toe, as almal nie help om die groeisels te tem nie. En hierdie is natuurlike groei waarvan ek praat. Geen bemesting nodig nie. Dit skiet op en dit groei beter as ons plante met al die water en bemesting. Nou net so sê God, werk sy woord in ons lewens. Dit deurweek en benat en bring vrug en groei voort. Dit bereik God se doel met hierdie woord. En stel jou voor dat sy woord net sulke welige groei ontketen in jou lewe, as die groei hierdie reenseisoen hier by ons. In die laaste deel van sy boodskap kry God deur sy profeet sy volk aan die droom. Ek vermoed dat toe die profeet hierdie woorde uitgespreek het, was die volk Israel reeds bevry uit ballingskap. Hierdie profeetse profesie het dus bewaarheid geword. Die volk is bevry uit ballingskap. En ek kan dit nie beter sê as wat die profeet dit gesê het nie. Ja, met vreugde sal julle wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in jubelkrete uitbreek en al die bome in die veld sal hande klap. In die plek van doringstruike sal sipresse groei en in die plek van distels sal mirtebome opkom. Dit sal vir die Here tot roem wees, as 'n ewige teken sal dit nie afgekap word nie. Die God wat hier aan die woord is nog dieselfde God wat hierdie woorde vir sy volk oorgedra het. Hy gee nog net soveel om vir ons. En hy praat nog net soos hy destyds met sy volk gepraat het. Hy ken ook ons probleme en vraagstukke.
waarmee ons worstel. Hy weet wat vir ons te swaar is om te dra, en sy woord ontketen steeds welige groei in ons lewens. Klop aan by hierdie God, en laat hy jou met sy vrede vervul. Vir ons wil hy ook nog drome gee, soos vir Israel destyds. Watter droom gee hy vandag vir jou? Ja, met vreugde sal julle wegtrek, en in vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in jubelkrete uitbreek, en al die bome van die veld sal hande klap. In die plek van doringstruike sal sipresse groei, in die plek van distel sal mirtebome opkom. Dit sal vir die Here tot roem wees. As hy ewige teken, sal dit nie afgekap word nie. My planne is hoër as julle planne. Amen.